Goeiemôre aan elkeen en hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Die son skyn, die somer is op pad, ons moet net nog so bietjie vasbyt. Mag dit vir elkeen van ons 'n goeie ontmoeting in die Here se teenwoordigheid wees. Mag ons dankbaar wees vir alles wat ons uit sy hand ontvang en mag ons elke dag kies om te lewe soos wat hy van ons vra. Ons is bevoorreg, al is dit koud daar buite en al is daar 100 redes om vandag te kla en te murmureer, dink ek is ons steeds ongelooflik bevoorreg om saam in die huis van die Here te kan wees en in sy genade te kan deel. Ook aan die wat lewendig ingeskakel is met die uitsending, baie welkom aan u elkeen. Ons gaan ons erediens begin met 'n toetredelied, ons gaan 'n gebed saam sing van 2, 3, 4. U bly staan vir die woord en die seëngroet en dan antwoord ons ook met die sing van 'n lofsang. Kom ons loof die Here vir sy goedheid en sy genade waarmee hy ons ryklik seën. Ons sing saam van 2, 3, 4 en dan ook ons lofsang uit Gesang 209. Hartlik saam. In die woord van die Here staan daar, hy wat by die Allerhoogste kniel en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug, my veilige vesting, my God op wie ek bly vertrou. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, God wil dat ons hom gereeld ontmoet en saam met hom 'n pad stap wat ons in ons geloof laat versterk en deur sy genade gevoed word. Daarom is dit belangrik om erns te maak met die wil van God ten spyte van die moeilike omstandighede wat ons soms in ons lewens ervaar. Ons almal verloor soms moed op een of ander stadium van ons lewens. Dis wanneer dinge op sy donkerste is, wanneer ons geen uitkoms meer sien nie, wanneer dit voel ons kan opgee en eintlik maar op die grond gaan sit en net stil wees. Jy voel dat alles wat jy aanpak of aangepak het, eintlik een groot vernederende terugslag is. Jy voel soms dat jy niks werd is nie, dalk nie waardeer word vir wie en wat jy is nie, en dat jy net nie aan al die eise van almal kan bly voldoen nie. Maar die God wat ons aanbid, is 'n God wat nooit op 'n afstand bly staan nie, veral nie wanneer sy kinders swaar kry nie. Die Here is konstant aktief betrokke in elke faset van ons bestaan, wat soms so gebroke voel. Hy weet daarom presies wat vanoggend ook op jou skouers rus. En juist daarom moet ons nie moed opgee nie, maar aanhou probeer en volhard, selfs teen die steilste bulte wat daar soms op ons pad kom. Daar's geen manier wat 'n mens kan verloor, solank jy aanhou probeer nie. Dis geen mislukking nie. Dit help ook nie ons vul ons gemoed heeltyd met hierdie negatiewe gedagtes nie. Staan eerder op en sê, ek gee nie om wat se mislukking ek dink ek is, of wat die wêreld sê ek is nie. Ek sal aanhou omdat die Here getrou is. Hebreërs 10 vers 36 gee eintlik vir ons die antwoord oor dit wat nodig is. Daar staan, volharding is wat jy nodig het om die wil van die Here te doen en te ontvang wat hy beloof het. Volharding is egter soos 'n spier wat gebly oefen moet word. Dis 'n geestelike dissipline wat jou in staat stel om aan God vas te hou ongeag en op te staan waar die lewe jou omgestamp het. Ook Romeine 5 vers 3 tot 5 praat oor die belangrikheid om te volhard. Daar staan ons verheug ons in ons swaar kry, want swaar kry kweek volharding, en volharding kweek 'n egtheid van geloof, en 'n egtheid van geloof kweek hoop, en dis hoop wat nie beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Wat is dan die geheim om op hierdie manier te bly volhard? Paulus gee later die antwoord aan Timoteus. Hy sê dat jy net kan volhard as jy bly by dit wat jy ken en dit waarvan jy verseker is. Om te volhard gaan vra dat ons elke dag en in alle omstandighede sal kies om ons oë op die Here gerig te hou. En hom die anker in ons swaar kry maak, die beskermer in ons seer kry en die trooster vir ons hartseer. Daar staan, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons die las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik laat verstrik, en laat ons die wedloop wat voorlê met volharding hardloop, met ons oog gefestig op Jesus. Moet daarom nie ophou probeer nie, bly volhard al lyk die omstandighede soms koud soos wat dit daar buite is. Dis dikwels daar die laaste sleutel in die bos wat die deur oopsluit. Kom ons luister saam na 'n video, juis 'n lied wat sê, hier is ek gebroke voor die voete van die Here. Hier is ek met my sondesak en die stofklou aan my kleed. Ek het ver gekom en die reis het my gebreek. Die verbode land van skuld en seer het my alleen gelos. En ek soek weer na my pa se diepe sielekos. Hier is ek
saam by u voete hier. Want hier is lewe en genade vir 'n kind. En soveel keer het ek geval en my skouers deurgeskou, want ek bly nog glo die las moet ek self dra. Maar tog is dit weer u wat na my toe aangehardloop kom, en die arms van liefde en vergifnis om my val. Hier is gebroken, hier is verloren myself, hier is by u voete hier, want hier is lewe en genade vir my. Die skriflesing vir ons erediens vanoggend kom uit die bekende Jeremia 18 en ons gaan daarvan saam lees vers 1 tot en met vers 10 en ons doen dit uit die 83 vertaling. Jeremia hoofstuk 18 vers 1 tot 10. Die opskrif van die gedeelte is soos klei in die pottebakker se hand. Ons lees vanaf vers 1. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Gaan af na die pottebakker se huis toe, ek sal daar met jou praat. Ek is toe af na die pottebakker se huis toe, en hy was juis besig om iets op die skuif te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei, het misluk, en hy het toe iets anders gemaak, soos hy dit wou hê. Toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? Vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel. Een oomblik kondig ek aan dat ek 'n nasie, 'n koninkryk sal afbreek, sal uitroei, sal vernietig. Maar wanneer die nasie hom bekeer van sy boosheid waaroor ek hom wou straf, sien ek af van die straf wat ek oor hom wou bring. En die volgende oomblik kondig ek aan dat ek die nasie en die koninkryk sal bou en sal vestig. Maar wanneer hy doen wat verkeerd is in my oë en ongehoorsaam is aan my, sien ek af van die goeie wat ek aan hom wou doen. Ons lees net tot sover. Mag elkeen van ons hierdie woord getrou in ons harte en in ons lewens bewaar. Die woord van die Here sê so mooi, 'n mens kan nie alleen van water leef nie of van brood leef nie, maar eintlik ook van elke woord wat uit die mond van die Here kom. Mag ons daaraan vashou en mag dit ons lig en ons lei op ons lewenspad. Terwyl jy so bly sit, kom dat ons saam bid. Hemelse Vader, omring ons in hierdie oggend met u sterk en magtige teenwoordigheid, want Here, ons het so groot behoefte aan u. U die God van lewe en hoop, u is die God van lig, en daarom kom bid ons dat u uself in hierdie paar oomblikke opnuut in ons harte sal vestig, en die krake van ons lewe, Here, met wysheid, genade en liefde sal volmaak. Wat sal ons ooit sonder u wees, Here? So baie van ons probeer om hierdie lewenspad dikwels alleen te stap, die uitdaging self te oorbrug, die toekoms uit totale onkunde sommer self te wil voorspel. En tog is dit net u wat beide ons verlede verstaan, maar ook ons toekoms ken. U vergewe ons vir ons foute in die verlede, maar Here, u lei ons terselfdertyd na 'n nuwe môre met nuwe kansse en nuwe geleenthede.
En daarom is ons hier om U te loof. Mag ons elkeen vandag kies om hierdie nuwe lewe en nuwe toekoms in U en deur U aan te gryp. Mag ons lewe volgens U wil en mag ons altyd kies om ligdraers van U woord en U liefde te wees. Here, maak ons dankbaar vir wie ons is en ook vir wat ons het. En help ons om vrede te maak met ons eie tekortkominge en ook te aanvaar wat ons nie kan verander nie. Maak, Here, van ons die klei in U hand wat U vorm volgens U plan en maak ons bruikbaar om die swakkes te versorg, die oortreders te vergewe, die hulpeloses by te staan en die hongeres te voed, soos wat U in die woord van ons vra. Troos ons in ons hartseer, versterk ons wanneer ons moedeloos word, vergewe ons in ons swakheid en dra ons in ons gebrokenheid. Maar Here, beskerm ons ook in ons weerloosheid en staan ons by in ons magteloosheid. Dit is ons gebed vanoggend, Here, dat U woord ons sal lei, U liefde ons sal dra, U wysheid ons sal leer en U genade ons altyd dankbaar sal maak vir die feit dat ons U kinders kan wees. Ons bid vir lewe, ons bid vir gesondheid, maar bo alles, Here, bid ons vanoggend vir U vrede. In Jesus naam bid en vra ons dit. Amen. Daar is tye in elke mens se lewe waar jy voel of alles net uitmekaar uitval. Wanneer foute en tekortkominge soos skade wees oor jou gemoed en jou lewe begin hang. Wanneer die foute van die verlede of die teleurstellings van die hede eintlik 'n groot las op jou toekoms ook plaas. Dis dan wanneer mense baie maklik sê ek is klaar, ek is gebreek, ek het niks meer wat my kan red nie. Maar vandag bring die Here ons voor 'n baie spesifieke beeld te staan. 'n Beeld nie van verwerping nie, maar van restaurasie. Nie van vernietiging nie, maar van heelmaak en herstel. Hy vat ons vandag saam na die pottebakker se werkswinkel toe, 'n eenvoudige plek, maar met 'n baie sterk boodskap. Hy leer ons dat ons klei in sy hand is. Jou gebrokenheid diskwalifiseer jou nie, dit plaas jou juis terug in sy hand waar hy van voor af begin vorm en werk. Al voel ons soms soos 'n stuk mislukte klei, is ons dankie tog nog in sy hand vol genade. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, pottebakkery was 'n baie eerbare werk en hoog in aanvraag in die Bybelse tyd. Al die kruike, die potte, die bekers waarvan ons in die Bybel lees, is dikwels deur die hande van bekwame pottebakkers gemaak, wat dit gevorm het en verwerk het, presies soos wat hulle dit wou hê. In daardie tyd is die klei diep onder die grond uitgehaal en kon jy nie voor die tyd bepaal het hoe die klei gaan lyk of wat die kwaliteit daarvan gaan wees nie. 'n Pottebakker moes ook presies weet watter klei hy nodig gehad het vir dit wat hy wou maak. Die klei moes geskik gewees het en dit moes bewerk word voordat iets daarmee gedoen kon word. Tog het dit soms gebeur dat hierdie klei wat die pottebakker uit die grond gehaal het, nie geskik was of nie klam genoeg was nie. Die oomblik as die pottebakker dan met sy kunstenaarshande vorm aan hierdie item begin gee het dit uitmekaar geval, het dit ineengestort op die wiel, omdat dit nie genoegsaam deurweek was nie. Dit was daarom belangrik dat die klei die regte tekstuur moes hê. Dit moes sag en aanpasbaar wees om gevorm te word, maar dit moes ook sterk kon bly wanneer die vuur van die oond daarop gebak het. In ons geleesde gedeelte is dit presies waarmee die pottebakker na wie se huis Jeremia toe gestuur word, mee besig was. Hy was besig om iets kosbaars ten aanskoue van Jeremia te maak, presies soos hy dit wou hê. 'n Pottebakker moes baie geduld gehad het,
Sy gedagtes moes heeltyd met sy hande fluister om seker te maak dat elke ronding en elke draai, elke patroon perfek sou wees. Druk hy te hard, dan breek dit waarmee hy besig is. Druk hy te sag, dan kom die vorm nie reg uit nie. Elke beweging moes met kundigheid, passie en geduld uitgevoer word, anders sou sy beste poging nie geslaag het nie. Maar die pottebakker was egter altyd in beheer. Hy het 'n plan gehad, 'n visie, 'n droom van waar hy met hierdie rou stuk klei wou uitkom. As dit wat hy gemaak het dan misluk het, het dit nie beteken dat die pottebakker nie geweet het wat hy doen nie. En daarom lees ons ook dat hierdie pottebakker na wie se huis Jeremia toe gegaan het, besig was met iets, maar dat dit misluk het. Miskien was die klei nie sterk genoeg nie. Miskien was die klei te droog waarmee hy iets wou maak, nie genoegsaam deurweek nie, en was die klei nie geskik vir dit wat hy in gedagte gehad het nie. Die feit dat ons lees dat dit wat hy gemaak het misluk het, beteken dit nie hy het nie iets reg gedoen nie, beteken die klei was swak. En wanneer klei oor en oor misluk het, is dit na regte weggegooi, omdat daar tog geen sin daarmee is om met iets te werk wat heeltyd breek nie. Pottebakkery was 'n moeilike tydsame proses en daarom kon die pottebakker nie bekostig het om met iets te werk wat heeltyd misluk en keer op keer breek of in mekaar val nie. Maar daardie dag sien Jeremia dan iets anders by die pottebakker se huis. Hy sien dat dit wat misluk, gooi hy nie weg nie. Hy het dit waarskynlik weer nat gemaak en begin weer met daai selfde klei werk. Hy was van plan om dieselfde stuk klei oor en oor te gebruik totdat hy met die eindproduk daarvan tevrede is. Die mislukte klei wat hom keer op keer teleurstel, het hom nie ondergekry nie. Hy was eerder gedetermineerd en daarop ingestel om te sorg dat hy presies met hierdie klei kan maak wat hy wil. God gebruik die beeld van die pottebakker daar by sy huis, juis om vir Jeremia te sê hoe sy verhouding met die volk Israel werk. Deur hierdie beeld te vertel, sê die Here vir Jeremia dat hy vir Israel ook soos klei uit die grond uit gaan haal het. Hy het hulle syne gemaak, hy het hulle uitverkies om sy volk te wees. Hy was opgewonde met dit wat hy met hierdie volk wou doen. Hy het presies geweet wat hy daarmee wou doen. Hy het talle profete onder hulle laat werk, om hulle met die lewende water van sy woord te deurweek, sodat hierdie klei aanpasbaar is en gevorm kon word, gebruik kon word, en nie uitgedroogde harde klei word nie. Gou het hy egter besef dat hierdie klei, hierdie volk, wat hy vir homself uitgesoek het, nie wou saamwerk nie. Dit was nie geskik vir dit wat hy daarmee wou maak nie. Terwyl hy besig was om sy plan met hierdie klei, hierdie volk van hom tot uitvoering te bring, het dit wat hy besig was om te maak keer op keer misluk. Israel het God keer op keer teleurgestel. Hulle wou nie maak soos wat sy hande hulle vorm nie. Hulle wou self hulle rigting bepaal het, hulle wou elke patroon self uitgewerk het en hulle wou self ook elke draai bepaal van hulle lewe. En die Here het waarskynlik later by 'n punt gekom waar hy spyt was oor hierdie klei waarmee hy moes werk. Dit was klei wat ten spyte van die moeite wat sy hande gedoen het met hulle, steeds in sy vingers verbrokkel en verkrummel het. Later het Israel soos nuttelose klei geword, van wie hulle houding, hulle gesindheid en hulle ongehoorsame optrede teenoor God as die pottebakker. Klei wat vol onsuiverhede is, kon nie gebruik word nie. Klei wat onsuiverhede bevat, kraak uiteindelik en die klippies en die vuilheid wat daarin weggesteek is, keer dat dit perfek afgerond word en later val dit net heeltemal uitmekaar uit. En dis presies wat met Israel gebeur het. Die onsuiverhede van hulle lewe waaraan hulle bly vashou het, die roekeloosheid waarmee hulle geleef het, hulle gevoellose optrede teenoor die hand wat hulle gevorm het daartoe gelei dat hulle in mekaar val.
Hulle sonde en roekelose dinge waaraan hulle bly vashou het God verhinder om iets waardevol met hierdie volk te maak. Hulle wankel. Hulle gaan in hulle eie rigting, hulle verbrokkel in stukke, hulle laat nie toe dat die pottebakker se hand hulle vorm nie. Teen hierdie tyd was daar ook nie meer van die lewende water van God se woord in hulle lewe sigbaar nie. Hulle het soos verdroogde harde klei geword, hulle het hulle harte verhard en opstandig geword. Naderhand is selfs Jeremia wat onder hierdie volk werk, selfs is hy op 'n stadium moedeloos. Hy sê hy probeer hierdie klei klam hou met die woord van die Here sodat die pottebakker se hande dit kan vorm, maar hulle bly hulle verhard en verset teen sy boodskap. Die logiese is dan dat hierdie volk vol onsuiverhede wie se geloof so verdroog en verhard geraak het, dat dit eintlik maar weggegooi moes word, omdat jy niks verder daarmee kon doen nie. Alles is probeer in die proses om dit lewend te hou, om dit vorm daaraan te gee, maar niks het gewerk nie. Maar tog lees ons, net soos die pottebakker by wie se huis Jeremia is, gee die Here ook nie met hierdie klei, hierdie volk van hom op nie. Hy skuif hulle nie een kant toe nie, hy begin weer oor met daai selfde stuk klei en maak iets anders, iets beter, iets nuuts. Hy gee ook vir Jeremia die opdrag om steeds met hierdie volk aan te hou, steeds hierdie verharde klei met die lewende water van sy liefde en sy genade te bly voed en te deurweek. Want miskien net kom daar 'n punt waar hy vorm daaraan kan gee. Met sy hande van onvoorwaardelike liefde en oorvloedige geduld vorm God hierdie breekbare, eintlik nuttelose klei en maak van 'n nietige volk 'n uitverkore volk, maak van hulle kinders van God. Dis mos groot genade vir 'n stuk mislukte klei. Juis vanweë sy genade vernietig hy nie hierdie hardkoppige voorwerp in sy hande nie, maar hy begin elke keer van voor af. Nie met 'n nuwe volk nie met 'n nuwe stuk klei nie, maar met dieselfde stikkende, gebroke, verharde klei begin hy weer werk. Hy reinig hierdie klei met die lewende water van sy woord. Hy vat die onsuiverhede weg en hy vorm hulle in sy hand. Selfs daar waar Jeremia op 'n stadium in sy eie lewe moedeloos geword het, waar dit vir hom gevoel het of alles uitmekaar uitval, sê hy die kragtige woorde: deur die liefde van die Here het ek nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Hy's konstant met my besig. Dit is elke môre nuut. Die pottebakker se wiel bly draai. Sy hande bly vorm, selfs daar waar dit die minste so voel. Al is die dag onseker en die uur stikkend, al is die jaar 'n seer mislukking, bly die liefde en die ontferming van God, die groot pottebakker, elke môre nuut. Die Here maak alles nuut. Selfs sy kinders se ergste mislukking, sy grootste elende, hulle diepste moedeloosheid, hulle swaarste hartseer, gebruik hy om in genade vorm te gee aan die brose, breekbare stuk klei in sy hande. Is dit nie presies wat Jesus Christus ook in die Nuwe Testament kom doen het nie? Hy kom gee vorm en lewe aan 'n stuk mislukte klei wat verhard, gebroke, vuil en onsuiwer geword het. Hy kom maak die lewens van sondaars nuut wat eintlik weggegooi moes word. Hy self word daardie lewende water wat elke verharde hart en verdroogde siel met sy bloed kom deurweek, sodat hulle in God se hand kan bly en deur God se hand gevorm kan word in iets wat bruikbaar is. Hy gooi nie weg nie. Hy maak nuut. Hy breek nie die klei af in stukke nie, maar kom herstel dit wat die sonde gebreek het. Hy tap nie leeg nie, maar hy kom maak vol waar keer op keer se teleurstelling God se kinders leeg getap het. Maar weet jy,
hierdie vormingsproses van God as die groot pottebakker en die mens as brose klei het nog nooit weer opgehou nie. Hy vorm nie net ons gedroogde, gebroke lewens aan die buitekant nie. Hy kom herstel en vernuwe ons daagliks ook aan die binnekant. Hy gee aan ons sy Heilige Gees om die leegheid in ons aan die binnekant vol te maak en ons ook daar te versterk, te verander en ons lewens te vernuwe. Aan die buitekant kom gee hy vorm aan ons lewe, maar aan die binnekant voed en versterk hy ons elke oomblik van elke dag. Hiervan getuig Paulus so mooi in 2 Korintiërs 4, waarna ons al 'n paar keer in die eredienste verwys het. Paulus skryf en hy sê, ons as mens is maar kleipotte wat baie maklik breek. Maar hy bevestig in daai gedeelte dat ons nie leeg is aan die binnekant nie. Deur die Gees van God word ons op so 'n wyse aan die binnekant versterk en bly hy met ons besig dat ons staande kan bly ongeag die lewe. Dan sê Paulus so mooi, hy sê ons word verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is soms oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Ons word baie keer op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Omdat die pottebakker steeds met ons en in ons as brose kleipotte aan die werk is. En dan sê hy so mooi, om hierdie rede raak ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe, want die pottebakker kies om elke môre nuut met die gebroke klei in sy hand te begin werk. God gebruik brose klei en gebroke potte om sy krag en sy liefde te wys. Hy vorm daardie klei presies soos wat hy dit wil hê, maar hy vul dit ook op die ou einde in die diepste binnekant met iets kosbaars. Hy maak dit vol met sy Gees, sy krag en sy lig. Geliefdes, daar kom inderdaad tye in elke mens se lewe waar dit voel of alles uitmekaar val. En hoe meer ons vasgryp plek soek, hoe meer sukkel ons en voel dit of uitkoms en antwoorde totaal en al onmoontlik is. Maar vandag het die Here ons ook, net soos vir Jeremia, hier by die groot pottebakker se huis bymekaar gebring. Hy herinner ons vandag dat hy steeds die klei van ons gebroke bestaan in sy hande vol genade vashou en elke oomblik daarmee besig is. In die swaar kry tye druk hy dalk bietjie harder om te keer dat hierdie klei nie in stukke breek nie. In die vreugdevolle tye is sy hand steeds leidend teenwoordig om te keer dat die wiel van die lewe nie so vinnig draai en dit wat hy besig is om met ons lewens te maak, balans verloor en uitmekaar uitval nie. Wanneer ons verdroog, deurweek hy ons altyd met dieselfde liefde as aan die kruis. Wanneer ons lewens krake wys, kom vul hy dit met sy genade so oorvloedig. Wanneer ons wankel en vorm verloor, versterk hy ons met die krag in sy woord. God sien jou nie as 'n mislukking nie. Selfs wanneer die klei skeur of ineenstort op die wiel, gooi hy dit nie weg nie. Hy vorm jou met doel, met geduld, met liefde, wat nooit moet opgee nie. Wie is jy daarom? Net die klei in sy hand. Ek sluit af. Klei in u hand, o Heer van ewige lig. Vorm my weer hier nou voor u aangesig. Waar ek breek en leeg hier voor u staan, hou u my altyd vas en keer dat ek vergaan. U wiel draai stil, maar kom nooit tot rus. U hand is sag, selfs in my grootste sug.
U maak nie tot niet wat skeef gegly het, U gooi nie weg wat stikkend gebly het. My trane val op U pottewiel, maar U werk met liefde en genees my stikkende siel. Die vul van my diepste menslike skere word 'n teken wat genade vir 'n sondaar beteken. Met U asem vul U die leë klei, want U Gees woon diep in my. 'n Skat in aarde vat gestoor, U krag werk altyd, selfs daar waar ek niks meer hoor. Laat my lewe U vorm vertoon. 'n Vaas van hoop, deur U hand gekroon. U is die pottebakker van hoop, ek is die klei vol mislukkings so groot. Bly vorm my hart, my siel, my planne en verstand, en laat my rus as 'n stukkie klei in U genadehand. Amen. Ons gaan saam sing 'n lied wat baie mooi hierby aansluit, gesang 528, doen slegs U wil, Heer. U bly staan vir die geloofsbelijdenis en ook die slotsang wat daarop volg. Saam met die kerk van alle eeue doen ons belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelyd onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Zij
Gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met julle elkeen wees. Amen. In die skadu van die verlede en die drome van ons toekoms, is dit die Gees van God wat ons lei deur donker en lig. Met elke stap wat ons neem, leef ons in sy genade, ons harte gevul met hoop, geloof en liefde. Laat ons groei in geloof, laat ons gloei in sy lig. Laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade. Met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly. Vir altyd in sy lig, vir ewig sien. Soos die wingerd wat vrugte dra in die seisoen van sy tyd, soos die sterre wat helder skyn in die hemel van die nag. Ons lewe vir sy glorie, ons gee ons harte geheel. Ons loop die pad van diens, nederigheid en waarheid. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig. Laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade. Met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly. Vir altyd in sy lig, vir ewig sien. En elke storm en elke vreugde, ons vertrou op die Here. Sy woord is ons gids van die oggendglans, door die laatste sonsondergang. Sal ons sy naam loof, vir ewig dankbaar wees.
Laat ons groei in geloof. Laat ons groei in sy lief. Laat ons liefde vloei soos 'n rivier. En die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade.